Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend is dit my voorreg om hierdie woord vir jou te gee. En dit kom uit Jesaja 43 uit. En ek weet hierdie is 'n woord vir baie waaraan hulle vashou. En wat 'n wonderlike woord is dit nie om sommer Januarie mee weg te spring nie. Die Here sê daarso, jou skepper en jou formeerder sê, wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Nou ek het in hierdie lewe iets gesien. Baie druk en baie stres lê op ons skouers, in ons siel en in ons hart. En as ons weet goed kom aan, dan vertrou ons God. Maar as hy dit nog nie wegvat nie, dan wankel ons geloof baie keer. Maar lees saam met my asseblief mooi vanoggend hierdie gedeelte. Hy sê, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Hy sê nie vir jou, as die water ver voor jou lê en jy weet jy moet deur dit gaan nie. Of as die vuur ver voor jou lê en jy weet jy moet deur dit gaan nie. Hy sê vir jou, as jy daar kom. En dit is 'n taai een vir ons. Want dit sit ons in 'n plek van baie angs, van baie bekommernisse. Dit sit ons in 'n plek van waar ons soveel keer moed verloor. Maar vanoggend wil ek hê ons moet anders na dit kyk. En ons moet iets besef. Die oomblik wanneer ons daardie water tref, en ons in hy water is, gaan God vir jou opdaag. Hy gaan nie dat hy water jou wegspoel nie. Die oomblik al word jy in hy vuur gestamp, sal God vir jou opdaag. Hy sal vir jou daar wees. Hy sal sy hulp vir jou gee. Hy gaan nie dit verwyder voor die tyd nie. Ons verstaan nie altyd hoekom nie. Vir my beteken dit baie keer dat dit so afhanklikheid vir my geleer het om aan te hou, te glo, te bid en net meer te klou aan die Here. En dan gaan dit naderhand vir my nie net meer oor dit wat voor lê nie, maar om elke oomblik so aan hom vas te klou. En ons vergeet dit. Ons vergeet hierdie belofte wat die Here gegee het. Eers as jy deur die water gaan, as jy binne daai water is, deur daai rivier, sal dit jou nie oorstroom nie. Hy sal kom en hy sal jou hulp wees. En eers as jy deur daardie vuur gaan, sal jy voel, dit sal jou nie skroei nie. Daardie vlam sal jou nie brand nie. Daardie belofte van tree vir tree, gebed vir gebed. En nou kan ek ook met jou deel. Communion vir communion, nagmaal vir nagmaal. Hoeveel keer het ek dit nie al gesien nie? Dis eers wanneer ons begin vergewe, wanneer dinge ligte raak in ons lewe. Dis eers wanneer ons begin vra, vergewe ons Here, en ons dit opnoem vir hom. Ons weet hy het reeds aan die kruis gehang vir ons, maar ons moet tog by daardie plek kom om ook te vat wat hy vir ons gegee het. En ook te sê, Here, vergewe my vir hierdie ding. En hoe meer ek dit doen, hoe meer raak ek losser van dit. Dan kom ek by daardie plek, wat ek deur hy water gaan, dat hy goed moet face, maar daardie onvergifnis is nie meer in my nie. En daardie wat ek so seker van myself is, daardie ego wat ons so baie keer het, van selfversekerdheid, van selfregverdiging, is dan nie meer in my, as ek die krag van vergifnis besef nie. En dan ook, as ek deur daardie water na die vuur moet gaan, as ek deur dit gaan, sal hy my genees. Hoe meer ek dit vra, hoe meer sal ek dit kry. En dit is wat die woord vir my sê, in hierdie oggend. Here, baie dankie dat ek weet. U sê vir my, dis nie dat u die
water wat ver voor my lê gaan wegvat nie, of die vuur gaan blus wat ek voor my sien nie. Dis eers wanneer ek in dit is, Here, dat U my gaan help. U is my helper en my God. Dankie, Here. Amen.